Duik nou saam vir kuier onder die branders. Met die groot vyf van die see, wie dan anders? 'n Soutwater see lees oor geloof in ons Vader, wat gereed staan om in liefde aan ons te kan nader. So wikkel jou letter, maak vislippe, vat vyf met 'n vyf. Hier kom 'n ding, die groot vyf kom vir ons 'n boodskap bring. Jy bestuur 'n kar. Die kar bestuur jou. Jy poets 'n skoen. Jy vryf 'n potplink. Jy melk 'n koei. Jy piets 'n tak. Kan jy net eerder stop? Want elke keer raak dit net erger. Moesie, nee, die woord is selfbeheersing. O, die kinders en hulle sê goed. Dierbaar, daar is nie so 'n woord soos dit nie. Wanneer jy 'n lisensie het en mag kar bestuur, dan is dit bestuurbaar dierbaar. Of is dit selfbestuuring? Of bestuurselfing? Maar dis definitief nie selfbeheersing nie. Daar is nie so 'n woord nie. Nee, Moesie, definitief nie vir jou nie. Nou, wat op hierdie goeie Woensdag bedoel jy nou daarmee, sussie? Moesie, wanneer jy selfbeheersing het, beteken dat jy het brieke om te kan beheer die goed wat in jou lewe gebeur. Maar jy het nie so iets nie. Jy het in plaas van brieke 2 pedale gekry, sodat jy kan trap en vinniger kan gaan in hierdie lewe. Ag, koekie dier op die aarde praat jy nou 'n klomp nonsens dierbaar. Ek is die beste voorbeeld van selfbestuuring. My lewe is baie mooi op die lyn. Ja, op die lyn ja. Soos toe jy aan die wasgoedlyn gehang het, omdat jy nie wou gewag het vir hulle om die ziplyn klaar te bou nie. Of toe jy soos 'n ou rosmannetjie gelyk het, want jy wou nie gewag het vir die byeboer om die bye nes uit te kom haal nie. Of soos toe jy so baie kerskoekies geëet het, dat jy nou nog naraak wanneer jy aan kaneel dink. Okay. Moes jy nou daai bestanddeel inbring in hierdie situasie in. Dierbaar. Ek verstaan. Maar weet jy, vir wat wil mens nou so versigtig en bang leef, man? Jy's net pieperig. Partykeer moet 'n mens net vet gee en gaan. Dis hoe mens moet leef. Moesie, ek verstaan heeltemal. Ek verstaan hoekom jy daarmee sukkel. En daarom het ek vir jou mense gekry wat 'n seediertjie kan gebruik om vir jou hierdie konsep te verduidelik. Kinders. Kokkie tog man, ons is nie by die regte plek nie. Hallo. Oh, goeie vang, Mossie. Kokkie, lekker om jou te sien. Ek sien julle 'n bietjie vir my en die boys gaan kuier. Driek is drukskram, aangename kennis. Maar die mense noem my sommer Coach 3. Nou toe nou Coach 3, jong. Ekskuus, verskoon tog hierdie ou loskop sussie van my. Ek dink nie ons is op die regte plek nie, jong. Ons is op soek na seediere wat kan bestuur. Ek verstaan dan nou nie so lekker nie. Man, moenie my so kyk nie, Kokkie dier, man! Ek weet dit gaan oor selfbeheersing, tog ek is net nie lus vir raas kry nie. Ons gaan nie raas nie. Ek het net gehoor jy sukkel bietjie met selfbeheersing. En baie mense sukkel met selfbeheersing. Ons moet net harder werk en probeer om beter te wees. Dit is presies dit, Moesie. Dis nie dat ek dit ten volle onder beheer het nie. Dis net ek moes goed in plek stel sodat ek dit in my lewe beter kan beheer. Partykeer moet mens grense stel sodat jy dinge in jou lewe op 'n beter manier kan hanteer. Ja, dis baie soos om te coach. Ek hoor 'n klomp spelreëls om vir my span te leer. So ek het hierdie spelboek waar al die reëls in is. Ek leer dit vir my span sodat ons die beste manier kan speel en kan oefen. Die beste spelers op die veld kan hê en die goed weet wat ons moet doen en nie moet doen nie. Selfbeheersing is ook een van die dinge wat ek vir my manne probeer leer. En ons gebruik juis ook 'n seedier om dit vir hulle te verduidelik en dit in te oefen. Wil jy vir my sê, daar is 'n seedier op julle sokkerspan, ek sal ons begin sokker kyk? Nee, Mossie. Ons speel rugby en daar's nie 'n seedier nie. Wat sy bedoel is, o, wonderlik, leer ons meer. Nee, dis glad nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel, Jy gaan ons net gou moet verskoon, ou 3. Ag
Ag, mosie, ek is jammer dat ek jou nou nie die regte pikkewyn kon wys nie. Ek leer tot my spelers om die selfbeheersing te hê soos 'n pikkewyn. Oei, jy leer my ook niks van rugby af nie. Plaas weet ek. So jy leer jou spelers om te waggel hier op hierdie veld en dit is die dat jy 'n pikkewyn eier vir 'n bal het. Nee, wag, kom ons begin gou voor. Mosie, het jy geweet, die pikkewyn is die koning van die kantlyn, sersant selfbeheersing en baas van sy brieke. Die pikkewyn is die beste voorbeeld van wanneer dit moeilik raak om nog steeds op die kantlyn te sit en nie deel te neem nie. Wag 'n bietjie. Ek verstaan nou hoekom dit belangrik is vir 'n rugby-speler om selfbeheersing te hê. 'n Rugby-speler speel in 'n span. Hy kan nie op sy eie speel nie, so hy moet die spelreëls in gedagte hou terwyl hy in ag moet neem wat die beste vir sy span is. Ons is nie nou by rugby nie. Los nou jou gerugby. Ons is terug by die pikkewyne. So jy sê vir my 'n pikkewyn het selfbeheersing nodig want hy wil ook partykeer sy pikkewyn eier rondgooi. Nie heeltemal nie. So, die pikkewyn het 'n baie spesiale vel en hierdie vel beskerm hulle teen die koue soutwater van die see. En een keer 'n jaar vervel hierdie pikkewyn en dit vat 3 weke lank. En in hierdie 3 weke kan die pikkewyn glad nie in die water gaan nie. Anders gaan hulle doodgaan van die koue. So hulle moet wag vir 3 weke vir hulle vel om terug te kom voor hulle mag swem. En Mossie, weet jy, waar kry die pikkewyn hulle kos? In die see. Nou hoe moet hulle maak as hulle inspring in die water is hulle dood en as hulle op die kantlyn sit dan is hulle dood van die honger. Ja, so hulle moet buite sit vir 3 weke. So hulle gaan voor hulle vervel in die see, dan eet hulle ekstra kos om ekstra vetjies aan te sit, dat wanneer hulle op die sand moet sit vir 3 weke, daai ekstra vetjies hulle aan die lewe hou. Haai, kyk nou wat kan ons leer by hierdie dierbare pikkewyne. Dit leer vir ons baie dieselfde wat in Romeine 12 vers 2 ook staan. Kom ek lees vir julle 'n bietjie wat daar staan. Romeine 12 vers 2 sê: Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So eintlik wat God vir ons sê is dat ons moenie deel van hierdie wêreld wees nie, maar ons moet ons denke vernuwe sodat hy ons kan leer wat sy wil is. Ja, sodat ons dan nou nie deelneem aan die dinge van die wêreld wat verkeerd is en tot sonde lei nie, maar laat ons eerder 'n lewe leef wat vir hom in sy plan is. En dis die selfbeheersing waarvan jy praat, Skarreboel. Ja. Dis nie om beheer te vat net van jou eie lewe nie, maar om beheer te gee vir die Here en dan gehoorsaam te wees. En as jy nou nie deelneem nie, as jy nee sê, sê jy eintlik ja ook. Jy sê nee vir die dinge wat verkeerd is en waaraan jy nie wil deelneem nie. Maar jy sê ja vir dit wat eintlik dan nou meer belangrik is. Wow, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. 'n Rugby wil nie regtig 'n kantlynsitter wees nie, jy wil eintlik deelneem. Maar ek dink soms in die lewe is dit nodig om eerder op die kantlyn te sit. Maar coach 3, vis jy nou daai gedagtes hier uit my gedagtes uit, want ek dink nou aan kantlynsitters in die Bybel, wat vriende was, wat besluit het om nie deel te neem nie. En die Here kon hulle vir iets baie groter gebruik, net omdat hulle nee gesê het vir verkeerde dinge. Kom ek lees vir julle wat gebeur het. Hier gaan ons. Jerusalem het aan die Here se mense behoort, 'n stad vir die Here, gelei deur sy woord. Toe val Babel die land skielik oor, en die Here gee Israel aan vyande oor. Hulle koning stuur soldate, baie sterk, om jong manne te vang, om vir hom te werk. Nebukadneser van Babel was hierdie wrede koning, wat die manne toe bring na sy paleis en sy woning. Sy plan was om die manne te leer en te wys hoe mens moet werk in 'n Babelpaleis. Die koning se werkers moes net die beste wees. Hulle moes in Babel se taal kon skryf en kon lees. Hulle moes kos eet wat die koning vir hul uitkies en gee. En dis net hier waar Daniël en sy vriende sê nee. Ons sal julle taal leer en hard werk in julle paleis, maar ons sal eers doen wat die Here vir ons wys. Ons sal die koning se verkeerde kos glad nie eet nie en heeltemal los. Die koning se werker het hulle jammer gekry. Hy het nie eers met hulle beklei of gestry. Hy het gesien die manne voel sterk oor die saak, maar het tog effens bekommerd geraak. Die koning is kwaai en sal ons almal skel, begin die werker benoud en bekommerd vertel.
Eet tog die vleis en drink tog die wyn en spaar ons almal van raas en baie pyn. Toe maar, sê Daniël, niemand hoef eers van hierdie geheim te weet. Ons sal siekies en saggies net groente eet. Jy kan na 10 dae self kom loer en kyk. Ons sal nog sterker en meer gesond lyk. Na 10 dae het die werker gekom. Hy kyk na die manne verbaas en verstom. Vriendie waar, kyk net daar. Julle is so sterk en gesond so waar. Julle kan maar eet, net wat julle wil. Ek sien die sorg van die Here is wat julle eintlik wil. Na 3 jaar is die manne se paleisskool verby en Nebukadneser kon uiteindelik sy werkers kry. Hy kyk na die werkers en sê al te bly: Ek gaan hierdie 4 spesiaal uitkies vir my, want nêrens sal ek sulke sterk en gesonde manne kry. My kos het gewerk, niemand kan stry. Miskien moet jy ook partykeer sê nee, veral waar jy God se wense oortree. Dit is wys om liewer terug te staan, as wat jy sonder die Here verder wil gaan. Selfbeheersing is om jou brieke en jou grense te kry, om in die wil en in die plan van die Here te bly. Die einde. Sjoe Mossie, ek kan nie dink dit was maklik vir daai manne om heeltyd op water en groente te lewe nie. Maar hulle was so gefokus op die plan van die Here, eerder as om in die paleis te sit en lekker te eet. En die Here het ook so mooi vir hulle gesorg, dat hulle na 3 jaar sterker as al die ander manne was. Mens lees nog oor Daniël en sy 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, en die goeie werk wat hulle vir die Here gedoen het in die land van die vyand. En die Here het seker al daar gesien dat hy hulle kan gebruik, want hulle kon op die kantlyn sit en nie in die verkeerde goed deelneem nie. Amen. Om selfbeheersing te hê is soos brieke, om te keer dat jy goed doen wat jy nie moet doen nie. En soos wat ons in Romeine 12 vers 2 gelees het, is dit ook soos om vir die Here te vra om vir ons 'n nuwe lewe te gee, soos wat die pikkewyne 'n nuwe vel kry. Ja, jy sien Skarreboel, daai pikkewyn kry 'n nuwe vel dat hy die koue seewaters kan ander. Die Here wil vir ons 'n nuwe manier van lewe gee, sodat ons in hierdie gevaarlike lewe kan ingaan en nog steeds vir hom en sy koninkryk baie dinge kan doen. En hy stuur ons nie alleen in die see in nie. Hy gee vir ons 'n spelboek. Jy het nou jou prettige boekie om die pikkewyn eier rond te gooi. Maar die Bybel leer vir ons wat is vir God belangrik in hierdie wêreld, sodat ons kan weet om daarvoor ja te sê en om nee te sê vir die sondige dinge van hierdie wêreld. Dit is hoe hy ons wil help om in hierdie wêreld nie net te leef nie, maar voluit te leef vir hom. Kyk hier, jy het nou 'n oulike ding gesê. Jy het gesê grense is daar sodat ons voluit en veilig binne dit kan lewe. Nou die Bybel leer vir ons wat is reg en verkeerd sodat ons voluit binne dit kan lewe. En baie keer gaan dit beteken om terug te sit en te sê ons neem nie deel aan die dinge van hierdie wêreld nie, want die Here se plan is baie beter. Ag man, nou was dit uiteindelik nog 'n goeie ervaring hier by die ou rugbyplek. Sê my dierbaar, gaan jy my nou leer hoe om daai pikkewyn eier deur die hoofletter H te skop? Ja, nou toe, hou vir my duim vas, sien vir julle. Tara.